Goeiemôre geliefdes. Ek het 'n woord vanoggend by ons kerk ontvang. Gedurende die tyd wat ons in die bidkamer was, het die Here baie sterk met my gepraat en 'n woord gegee wat ek vir hulle moes gee die oggend. Ons het ook besluit om dit met die kerk te deel en toe ek klaar gepraat het, toe ervaar ek die Here sê vir my ek moet 'n recording ook maak. En dis eintlik nie net vir ons gemeente bedoel nie, maar vir elke gemeente in die wêreld, want hierdie is 'n boodskap vir die liggaam van Christus. So ek deel die woord met julle. Ek gaan dit net vir julle lees soos wat die Here dit vir my gegee het. Ons kan so maklik ons hande klap, juig en sing oor goed in die wêreld en van die wêreld, maar ons kom sit in die huis van God, dikbek en kwaad. Hoekom kan julle nie my prys soos julle die wêreld prys nie? Wat het die aarde vir jou gedoen wat ek nie eerste gebring het nie? Ek mis die dae toe jy my aanbid het sonder skaamte. Die dae wat die wêreld kon wag, want dis my tyd eerste. Toe horlosies by die huis gelos was, want ek is nie gebind aan tyd nie. Ek mis die dae wat julle nie my huis wou verlaat het nie, want julle wou net saam met julle medegelowiges bak in die lig van my teenwoordigheid. Hoe pragtig was julle stemme daai tyd, wat julle net my geëer het. Hoe mis ek die dae van oud, toe jy my nog onthou het, as die Almagtige, by wie alles moontlik was. Onthou hoekom jy my gekies het. Dit was nie uit vrees nie, maar uit liefde. Kom terug na jou eerste liefde. Ek wag vir jou. Hierdie is nogal 'n diep woord wat die Here gegee het en ek ervaar net die hart van die Here is hartseer oor die wat hom geëer het eens op 'n tyd, die wat uitgeroep het na hom. En nou is hulle stil, nou is daar skaamte, nou is daar vrees, daar's 'n skeiding tussen ons en die Here, en hy wag eintlik net vir jou om weer jou hande uit te steek na hom, en dis hoekom hy die laaste gedeelte wat hy gesê het, onthou hoekom jy my gekies het. Ons kies hom nie uit vrees uit nie, ons kies hom uit liefde uit, omdat ons lief is vir hom, en dis hoekom hy ons ook gekies het, uit liefde uit, omdat hy so lief is vir ons. En hy wag, soos hy sê, kom terug na jou eerste liefde toe, want hy is jou eerste liefde. En hy sê, ek wag vir jou. Die Here wag vir ons om terug te kom na hom toe. En ek wil vra, as jy een van daai mense is daar buite, wat voel jy's ver van die Here af, hy het jou nie vergeet nie, hy wag het vir jou om terug te kom. Reik uit na die Here toe, laat hy kan uitreik na jou toe. Die eerste stap moet van jou afkom. Geliefdes, kyk na julleself, wees sterk, spandeer meer tyd in die woord, want dis wat ons nodig het, ons het verhouding met God nodig, moenie ophou bid nie. Ons lees in 1 Tessalonisense 5 vers 17, as ek nou reg onthou, waar hy sê, bid sonder ophou. Ons moet konstante gesprek met die Here hê, en gesels met hom, en vir hom vra dat hy intree vir ons, maar dit begin om jouself te grond in woord. Spandeer tyd in die woord, meer tyd, meer van God. Ons het meer van hom nodig, en ons kan meer doen, ons kan meer gee vir hom. Ons gee nie alles vir die Here nie, ons kan meer vir hom gee, meer van ons tyd, en dit is hoe hy nader aan jou gaan kom, wanneer jy meer tyd saam met hom spandeer. Wees geseënd in die naam van Jesus.